Baie welkom by hierdie uitsending van die NG Kerk Oudtshoorn Wes. Dis vandag 27 Junie 2026. Dis 3 dae voor 30 Junie, waarvan die swart burgerregte organisasie March and March 'n ultimatum gestel het aan onwettige buitelanders dat hulle uit die land moet wees, en waarvan die Suid-Afrikaanse regering gesê het 30 Junie is net 'n gewone dag. 'n Mens lees, hierdie is mos nou 'n politieke situasie, en 'n mens lees verskillende opinies en van verskillende kante af. Maar as jy mense persoonlik ken wat hierdeur geraak word, enerzijds Suid-Afrikaners wat dalk nie werk kan kry nie, anderzijds onwettige immigrante, waarvan sommige wonderlike werkers is, wat 'n positiewe bydrae tot die Suid-Afrikaanse ekonomie lewer, dan raak dit meer ingewikkeld. En ek wil probeer om op Jesus se voetspore 'n bietjie na te dink oor hierdie situasie. Die eerste ding waarop ek wil wys is dat Jesus baie pertinent nie ongehoorsaamheid aan die owerheid vir persoonlike gewin toegelaat het nie. Sy bekendste uitspraak is miskien die een oor belasting. Ons lees daarvan in Matteus 22, as hulle vir hom vra, moet 'n mens belasting betaal? Bedoelende aan die vyhandige besetter owerheid, die Romeinse Ryk, wat nou 'n besettingsmag is in Israel. Dan sê Jesus, Matteus 22 vers 19, wys vir my die muntstuk waarmee die belasting betaal word. Hulle bring toe die muntstuk vir hom, en hy vra vir hulle, wie se kop en naam is hierop? Die keiser se, antwoord hulle. Jesus sê vir hulle, gee dan aan die keiser wat aan die keiser behoort, en aan God wat aan God behoort. So gee aan die keiser wat aan die keiser behoort, al is die keiser nie jou regering nie. 'n nog 'n baie bekende gedeelte kom natuurlik in Romeine 13 voor, waar Paulus sê, elke mens moet hom onderwerp aan die owerhede wat oor hom gestel is. En onthou nou weer, is nie 'n demokraties verkose regering nie. Nee, hulle het die regering as vyhandig ervaar. Dus daar is immers geen gesag wat nie van God kom nie. En die owerhede wat daar is daar deur die beskikking van God. Wie hom teen gesag verset, kom dus in opstand teen die ordening van God. So die landswette, ook die immigrasiewette en die belastingwette, is deur 'n regering daar gestel, en regerings is God se manier om wet en orde op aarde te kry, sodat elke mens nie doen wat reg is in sy eie oë nie. Want hoe sal 'n gemeenskap lyk waar elkeen doen net wat hy wil? Party van die wette dink ons is nie goeie wette nie, maar nog altyd, as almal wetsgehoorsaam is, kan ons in vrede met mekaar saamleef. So die eerste deel van dink oor die immigrasie ding is, daar is wettige reëls en regulasies vir immigrante, vir alle mense in Suid-Afrika. En mense moet hulle hou aan die reëls vir immigrante, en, baie belangrik, en hier lê 'n deel van die probleem, die regering moet die wette wat hy self opgestel het, toepas. Dit sluit in die probleme met korrupsie by Departement van Binnelandse Sake, wat aan mense verblyfreg gee wat dit nie mag kry nie. Dit sluit in grensbeheer, dit sluit in douanebeheer en die korrupsie waarvan ons weet by douaneposte ensovoorts. So in alles van dit sê ons, die regering moet op 'n eerlike en 'n regte manier die landswette oor immigrasie nakom, want elke soewereine regering moet kyk na sy eie land en na sy eie mense. Dis die een kant. En ons het nou gesien dat Jesus sê, betaal aan die keiser wat die keiser toekom. Maar nou sê Jesus ook, Matteus 25, praat hy oor vreemdelinge. En dan sê hy, daai bekende gedeelte van in soverre julle dit aan een van die geringstes gedoen het,
het julle dit aan my gedoen. Dan sê hy vers 43, ek was 'n vreemdeling en julle het my nie gehuisves nie. Dis 'n probleem as mense sonder deernis behandel word, ongeag wie hulle is. En in Matteus 12 is daar die baie eintlik Matteus 7 vers 12 sê Jesus, alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Behandel ander mense soos wat jy self behandel moet word. Nou ek wil eers gou iets oor migrasie sê. Wêreldwye situasie van altyd af. Ons lees in die Bybel dat Abraham, hulle het as 'n familiegroep gemigreer van vandag se Kuwait na vandag se Israel. Jakob en 70 van sy mense het gemigreer Egipte toe. Hoekom? Om 'n reuse hongersnood vry te spring, met ander woorde om 'n beter lewe vir hom en sy familie te hê. Daar het dit met hulle begin sleg gaan. God reël 'n groot migrasie met die uittog uit Egipte. Trek hulle weg, terug na die beloofde land toe. As ek spring na ons eie geskiedenis, in Suid-Afrika is daar baie teorieë oor swart migrasie van Sentraal en Wes-Afrika af hierheen, wat oor 'n lang tyd geskied het. Maar dan die Franse Hugenote 1680 wat hierheen gemigreer het, nie lank daarna nie die Britse settlers 1820, daar het 'n hele golf Duitsers gekom in die 1850s, 1860s. Jy kan gaan lees oor die Duitse legioen, klompe duisende Duitse soldate wat gekom het. Duitse wesies het in 1857 klomp van hulle gekom, om nie te praat van die Portugese mense en Griekse mense en van verskillende ander plekke nie. Ons Afrikaners het na die Tweede Vryheidsoorlog 'n klomp weer gemigreer Patagonië toe in Argentinië. En na 1994 het tienduisende mense uit Suid-Afrika uit is Australië toe, in Nieu-Seeland toe, in Amerika toe, in Europa toe. Jy kan sien, migrasie is 'n ding wat altyd plaasvind. En hoekom migreer mense? Hulle vlug van 'n slegte situasie af, of hulle word getrek na 'n beter situasie toe. En dis hoekom, eintlik wil ek sê, alle mense in die wêreld is waar hulle is. Hulle voorouers het van iewers af gemigreer na 'n ander plek toe. As ek dit klaar gesê het, bly dit staan dat daar immigrasiewetgewing is en dat 'n land sy wette moet afdwing sodat daar orde kan wees. Elkeen kan nie doen wat in sy eie oë is nie. So ons moet dit eerstens sê, onwettige immigrante moet hulle ook aan wette hou, net so die werkgewers, die bouers, die boere, al die ander mense wat vir goeie redes ook die immigrante aanstel, né? Die wet het daar ook iets te doen. En natuurlik is daar 'n klomp immigrante wat misdadigers is, wat in ons tronke is. Dieselfde wette geld vir alle mense. Nou is die immigrante hier in Suid-Afrika, wettig of onwettig, vir watter rede ook al, hier's waarskynlik miljoene, 'n raming van 2 miljoen, het ek gehoor. Miljoene mense wat in Suid-Afrika kom bly het, net soos ons voorouers ook hier kom bly het. Nou wat maak jy nou? Want nou weer sê, ek dink die wette moet uitgevoer en nagekom word, maar jy hoef nie te kies tussen wet en orde en om ordentlik met mense te werk nie. Jesus, as hy sê, ek was 'n vreemdeling en julle het na my gekyk of nie na my gekyk nie, praat oor hoe ons met mense werk, hoe ons teenoor hulle optree. En ons as Christene het, ek dink in hierdie saak, 2 verantwoordelikhede. Die een is, ons moet doen wat ons kan, sodat wette nagekom kan word. En dit is 'n reuse probleem, as dit lyk of die regering die lakste een is om die wette af te dwing. Maar nog altyd moet ons binne die wet funksioneer. En dan
mense wat onwettig hier is, vreemdelinge, armes, wat ook al, moet ons met die liefde van die Here, met deernis en naaste liefde en begrip hanteer, in navolging van Jesus wat gesê het, doen aan ander mense, soos wat jy aan jouself gedoen wil hê. Ons moet hierdie twee goed vashou. En goed word nou in die volgende 3-4 dae op die spits gedryf. Kom ons bid die Here vir wysheid en kalmte en vrede. Kom ons bid. Here Jesus, U is goed vir ons, maar U vra ook dat ons goed sal wees vir ander mense. En U self het die landswette nagekom, en U vra van ons om dit ook na te kom. Tussen hierdie twee beginsels vra ons U hulp, dat ons ook in hierdie saak nie sal doen wat ons bevoordeel ten koste van ander mense nie, maar dat ons as gelowige mense sal soek na dit wat die groter goed sal dien, dit wat die saak van die koninkryk van God in Suid-Afrika, maar ook in Afrika en die hele wêreld sal dien. Help ons met wysheid. Amen. Ontvang die seën van ons Here. Gaan in sy vrede. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons wees en bly. Amen.